Goeiedag en welkom by Woordspieël waar ons saam in die woord van God en kyk om Jesus daarin raak te sien en om dan deur die Heilige Gees getransformeer te word om meer soos Jesus te lyk. Vandag lees ek uit Genesis 4 uit en die vers wat vir my uitstaan is Genesis 4 vers 7. Die titel wat ek het gee vandag is Die offer kan nie geskei word van die offerbringer nie. En die storie wat hier afspeel is Kain en Abel wat offers vir God bring. En God wat Kain se offer verwerp, maar Abel se offer aanvaar. Ek lees vir jou vers 7. As jy goed doen, sal jy nie aanvaar word nie. Dis God wat hier met Kain praat. En as jy nie goed doen nie, lê die sonde voor die deur. En na jou sal sy begeerte wees en jy moet oor hom heers. Kain kon nie verstaan waarom God nie sy offer wou aanvaar nie, want sy offer was dan beter, dit was meer gevorder as sy broer Abel se. As jy kyk na die geskiedenis van die mensdom, sê hulle die landboubedryf is meer gevorderd as die kuddeboerdery. Maar hier sê God vir Kain hoekom hy nie sy offer aanvaar nie. En dit het niks eintlik met die offer te doen nie, dit het met die persoon te doen wat die offer bring, dit het met die persoon se hart te doen, dit het met die motiewe te doen. En hy sê, want Kain doen nie wat goed is nie. Daar word nie vir ons gesê wat dit spesifiek is wat Kain doen, wat nie die Here se goedkeuring wegdra nie, maar duidelik het sy offer God nie beïndruk. Aan die ander kant het God Abel se offer ontvang, want dit het gekom vanuit 'n lewe wat God wou eer en wat in 'n regte verhouding, in 'n regte stand met God was. Ons weet vandag dat God nie offers begeer nie, maar 'n opregte hart, wat streef na gehoorsaamheid en liefde en toewyding en om genade te bewys. Dit is wat God begeer. Indien ek vanuit 'n opregte verhouding en vanuit 'n regte stand in Christus met God staan, en ek sal dan 'n offer bring, of ek sal dan iets voor God bring, dan sal dit 'n aangename reuk vir hom wees. Nie noodwendig omdat die offer dalk so besonder is nie, maar omdat dit uit 'n hart kom wat God behaag, omdat dit aan God gebring word deur Christus. Dit kom uit 'n hart wat gegrond is in Jesus, die Seun van God, in wie God 'n welbehae het, in wie God 'n volkome genot het. So kom ek maak vandag seker en jy maak vandag seker dat ons deur Jesus leef. Dat wat ook al ons doen, ons dit deur Jesus doen. Dat wat ook al ons aan God offer, dat ons dit in die naam van Jesus sal doen, want dan sal dit vir God aanneemlik wees. Dit gaan nie noodwendig oor wat se indrukwekkende goed ek doen nie. Dit gaan meer oor dat ek dit doen, wat ook al ek doen, in en deur Christus. Sê Romeine 12 nie dat dit is wat God begeer, 'n lewe, dat ek my lewe as 'n lewende en heilige offer aan hom sal gee, in en deur Jesus Christus. Kom ons bid saam. Jesus, my hart is op U gerig, so vat my hart, maak dit volkome U sin, van oggend tot aand, en mag alles wat ek dit doen in die naam van Jesus, en dit dan aan U gee as 'n offer. Amen. As hierdie iets vir jou beteken, deel dit asseblief met iemand anders, subscribe en sien jou môre.